Het jy al ooit gewonder waar jy vandag sou wees as God jou nie deur die evangelie van Jesus Christus bereik het nie? Sou jy selfs nog geleef het? Wanneer jy iemand sien wie se lewe verwoes is deur alkohol, gebroke verhoudings, dronkenskap, dwelmverslawing, 'n siek leefstyl, tronkstraf of selfs voortydige dood, besef jy dat dit ons werklikheid kon wees. Maar God het ons gered uit die mag van die duisternis en ons oorgebring in die koninkryk van sy geliefde seun. Dink nou daaraan, hoe die evangelie jou bereik het. Op 'n sekere tydstip het jy besluit om te reageer, om die naam van Jesus aan te roep vir hulp en vergifnis. Die skrif beloof, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar niemand kan hom aanroep as hulle nie glo nie, en niemand kan glo as hulle nie eers gehoor of van Jesus gelees het nie. Sy dood, sy aanbod van vergifnis en sy reddende genade. Want geloof kom deur die gehoor, en die gehoor deur die woord van God. Maar hoe kan iemand hoor as niemand preek nie, en hoe kan iemand lees as niemand skryf nie? Daarom roep God ons, terwyl daar nog tyd is, om ander dieselfde geleentheid te bied, wat hy eens vir ons gegee het. Ons kan persoonlik getuig waar ons is. Maar waar ons nie kan gaan nie, kan ons tiende en gawes gaan. Wat God in ons hande geplaas het, tasbaar of aantasbare seëninge, kan aan hom teruggegee word om gebruik te word om die evangelie oor die hele wêreld te versprei, selfs terwyl ons slaap. Hoe meer ons deel, hoe meer vertrou God aan ons toe, sodat ons kan aanhou deel. Jesus het gesê, gee en aan julle sal gegee word, 'n goeie maat, ingedruk, geskit en oorlopend sal in julle skoot gegee word, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal daar vir julle gemeet word. Wanneer ons tiendes en beloftegawes teruggee, laat ons eie begeertes laaste stel en God eerste.